Goeiemôre liewe vriende en welkom by die volgende episode van Koffie vir jou siel. Vandag is die 14de Januarie 2026. Ons titel vir vandag, die teenwoordigheid van God en ons tema, boustene vir jou tyd met God. Terwyl ons die einde van ons tema nader en terugkeer na die basiese beginsels van kwaliteit tyd alleen met God, gaan ons vandag tyd neem om eenvoudig na die teenwoordigheid van God te kyk. So geheimsinnig as wat dit mag klink, is God se teenwoordigheid bedoel om 'n gereelde deel van ons almal se lewens te wees. Net soos ons die nabyheid ervaar van diegene met wie ons elke dag leef en die vrug daarvan dat hulle bloot by ons is, wil God hê dat ons ook sy nabyheid ervaar. My hoop is dat die raaiselagtigheid oor die teenwoordigheid van God vandag 'n bietjie ontbloot word en 'n gereelde deel word van elke dag wat ons op sy sit om hom te ontmoet. Hy het soveel gedoen om naby ons te wees, en ek kan nie wag om te sien hoe hy hierdie ruimte gaan vul wat ons vandag vir hom op sy gesit het nie. Die sleutelvers vir vandag kom uit Psalm 139 vers 7. Waarheen sou ek gaan om die Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Die oordeenking vir vandag, ontwaak tot die God wat altyd naby is. Die kern van om tyd saam met God deur te bring, is om sy teenwoordigheid te ervaar. 'n Teenwoordigheid wat eens versluier was, maar nou ten volle beskikbaar is deur die offer van Jesus. Toe die voorhangsels van die tempel skeur, het God vir ewig verklaar dat die skeiding tussen hom en ons verby is. Sy nabyheid is bedoel om die middelpunt van ons lewens te wees, die atmosfeer waarin ons dink, beweeg en asemhaal. Die skrif herinner ons daaraan dat daar nêrens is waarheen ons kan gaan om van hom te ontsnap nie, of dit nou in vreugde of hartseer, in werk of rus, in helderheid of verwarring. God is reeds daar. Sy teenwoordigheid vul elke ruimte en elke oomblik dra die potensiaal van ontmoeting. Daar is geen deel van jou lewe waar hy afwesig of onbereikbaar is nie. Om God se teenwoordigheid te ervaar is baie eenvoudiger as wat ons dikwels dink. Net soos ons 'n vriend leer ken deur tyd saam deur te bring, leer ons God ken deur ons aandag op hom te rig. Ons jaag nie 'n ervaring na nie, ons soek die persoon en 'n ontmoeting volg natuurlik. Omdat hy Gees is en in ons woon, kan hy dieper en persoonliker geken word as enige iemand anders. God smag na hierdie soort gemeenskap met jou. Sy begeerte om jou te ontmoet, gees tot gees, hart tot hart, was so groot dat Jesus sy lewe gegee het om dit moontlik te maak. Terwyl jy oor sy woord mediteer en ruimte vir stilte skep, maak jou hart en gedagtes oop tot die werklikheid van sy nabyheid. Neem vandag tyd om in sy teenwoordigheid te rus en laat die openbaring van sy nabyheid jou siel tot lewe bring. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Soos jy begin om gereeld met God te vergader, sal jy vind dat terugkeer na sy teenwoordigheid die natuurlikste ritme van jou lewe word. Maar ontmoeting, nie roetine nie, is wat hy begeer. Om die skrif te lees sonder om die God te ontmoet wat lewe in dit geblaas het, is nie die volheid waarin hy ons nooi nie. Ons verkondig dat Jesus lewend is, maar leef so dikwels asof hy ver of stil is. 'n Geloof sonder ontmoeting ontken stilweg die evangelie wat ons verkondig. God se teenwoordigheid is nie teoreties nie. Dit is bedoel om ervaar te word, gevoel, geken en geniet te word. Hy is naby, aktief en loop oor van liefde vir jou. Hy smag daarna om homself te openbaar op maniere wat jou hart ontwaak en jou lewe transformeer. Mag jou tyd saam met hom gekenmerk word deur ware ontmoeting, nie bloot gewoonte nie. En soos jy dag na dag naderkom, mag jy die diep, bevredigende teenwoordigheid van die lewende God smaak en deur sy nabyheid in elke deel van jou lewe verander word. Die aanbiddingslied vir vandag is deur Bethel Music en Stephanie Gretchinger, getiteld Closer.
Kom ons bid saam. My hemelse Vader, maak my bewus van U nabyheid in elke oomblik. Verwyder die afleidings wat my gees verdof en bring my nader in die werklikheid dat U hier is, lewend, teenwoordig en smagtend om geken te word. Laat die teenwoordigheid my tuiste word, die plek waar my hart rus en my siel vernuwe word. Ontmoet my in die stilte, spreek met my gees tot gees en laat 'n ontmoeting met U die manier waarop ek vandag leef verander. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons kan ook verder in die skrif lees om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste verse kom uit Jeremia 23 vers 23 tot 24. Ek is nie 'n God wat net naby is nie, sê die Here. Ek is 'n God wat ook ver weg is. Niemand kan in 'n geheime plek wegkruip sonder dat ek hom sien nie, sê die Here. Ek is oral in die hemel en op die aarde, sê die Here. Hierdie is 'n kragtige herinnering dat God se teenwoordigheid elke ruimte vul. Hy is nader as wat ons besef. Dan kom die volgende verse uit Handelinge 17 vers 27 tot 28. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Hierdie vers is 'n verklaring dat God ons ontwerp het vir voortdurende ontmoeting, nie vir ver afgeleë geloof nie. En dan die laaste vers kom uit Psalm 16 vers 11. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Hierdie is 'n pragtige bevestiging dat die ontmoeting in God se teenwoordigheid, lewe, vreugde en transformasie bring. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën. Ons chat weer tot volgende keer. Shalom, shalom.